Hemelse Vader, as ons volgend hierdie woorde sing, dan sommer net toe Madeleine ook met ons deel. Elkeen van ons kom met ons eie behoeftes, ons kom met ons eie pakkie. En party sin is baie groot, en dit voel of ons alleen dit dra. Maar dankie Here dat U vir ons liggaam gee, dankie dat U vir ons mekaar gee, dankie dat U vir ons 'n gemeente gee, dankie dat U vir ons vriende gee, mense wat daar is vir mekaar, om saam te kan dra. En as ons vanoggend ook mekaar wil kom bemoedig, dan sê ons hou aan omdat dit die moeite werd is. Moenie opgee nie, want U het reeds oorwin. Ons is op pad na die kruis toe, en dit laat ons harte swaar voel, en daar is 'n lydingstyd en 'n lyding wat saam met dit gaan. Maar dankie Here dat ons ook weet dat U opgestaan het, en dat ons na die Sondag wat kom daarna kan uitsien. Juist omdat ons weet, U gee vir ons elke een wat ons nodig het. In oormaat, gee vir ons die Heilige Gees. U sê, ek gaan vir jou 'n trooster gee, ek gaan vir jou een gee wat jou gaan versterk. Vanoggend, as ons dan U wil vaskom maak, mag daai woorde vir ons waar word, Here. Dis ons gebed. Amen. Nou, ons is in die laaste Sondag van ons reeks oor die leringe van 'n rebel. Ons het begin om vir mekaar te sê, wanneer ons aan Jesus dink, en ons praat van 'n rebel, dan sukkel ons baie keer om die twee by mekaar te bring, want 'n rebel, wat ons ook in die klein groepe al vir mekaar genoem het, is so iets wat teen dit wat in stand gehou moet word gaan. Maar dis juist wat Jesus kom doen. Hy gaan juist teen instansies. Rebel is om te staan. Nou Jesus, of die Seun van God, is in rebellie teen dit wat hier op aarde gebeur. Want die aarde en dit wat hier in die natuurlike gebeur, is vervalle. En daarom is Jesus dan vir ons die weg en die een wat vir ons wys hoe dit moet lyk. Nou kom ek begin net so een tree terug. Rowys sit hier voor, my oudste dogter, en ons is op vakansie by die Suidkus, en op 'n stadium is hy so, ek dink dit was so 5-6 jaar oud, miskien bietjie jonger gewees. Ek kon haar nog vashou. Vandag kan ek haar nie vashou nie, of vashou in my arm nie, ek kan haar net so vashou, want sy is nou al 'n tiener. Maar sy was, kom ons sê, so 4-5 jaar oud omtrent, as ek reg kan onthou, en ons swem in die kort golfies, en op 'n stadium sê ek vir haar, wel, kom ons gaan, want daar's 'n lekker sloepie, ons gaan deur hom, en aan die ander kant is daar 'n sandbank, dan gaan staan ons daar, en dan kan ons nou lekker daar so in die see geniet, en ek tel haar op, en toe ek so halfpad, ek skat dit was seker 'n goeie 20-25 meter omtrent, so halfpad is, toe besef ek, daai swem wat ek as kind in die swembad gedoen het, is nie genoeg nie. Want ek sukkel nou. En hier het ek my dogtertjie in my hand, 'n jong pa, en ek moet nou swem. En toe ek so omdraai, toe besef ek is nou te ver weg van waar ek gekom het. Ek het net nie genoeg krag om terug te kom nie. So ek gaan moet vorentoe gaan. En ek het so 2-3 groot slukke water gevat, soos wat die golwe begin al hoe groter word het, hoe nader ons aan die sandbank gekom het, of dis wat ek gehoop het. En hoe meer ek swem, hoe verder voel dit, en hoe swaarder raak sy, en op 'n stadium kan ek onthou hoe ek haar probeer in die lug hou bo die water, en ek maar net my oë toe knyp, en onder probeer swem. Uiteindelik het ek so begin voel, hoe die sandbank nader kom, en my voete daarin begin vaste grond gekry het. Maar daar in daai oomblik het ek net geweet, ek kan nie ophou nie. Ek kan nie nou los nie. Ek moet nou deurswem. Ek moet nou deurdruk. En ek dink in ons geloofslewe kom ons baie keer op so 'n plek. En dis hoekom ek dink baie mense op 'n plek kom waar hulle sê, hierdie kerkding werk nie meer vir my nie. Of hierdie verhouding werk nie meer vir my nie. Of hierdie vriendskap werk nie meer vir my nie. Dit wat ons gehad het, die veiligheid van die strand, dit wat daai kant is, dis te ver weg. Daar te veel al gebeur, die golwe raak te groot. En is dan wanneer ons baie keer op 'n plek kom, waar ons ook net nie meer die moed het om
deur te swem nie. Om na die volgende gedeelte van ons verhouding, ons vriendskap, ons intimiteit met God te kan gaan nie. So ek wil daai beeld skep, want ek dink dit gee vir ons 'n prentjie van hoe ons verhouding met God kan lyk. Jesus was 'n rebel. Hy was 'n rebel teen die onreg en die oppervlakkigheid van die samelewing van sy tyd. Hy het dit die hele tyd teëgestaan. Hierdie oppervlakkigheid en onreg wat geheers het deur die regerders van die tyd. Hy het gekom om 'n nuwe manier van leef en dink in te stel. En hierdie leef en dink was gebaseer nie op mag en geweld nie. En as ons die intog in Jerusalem op Palm Sondag se storie weer gaan vertel oor 'n paar weke, dan gaan ons mekaar weer herinner hoe hy op 'n donkie inkom. Ons gaan mekaar herinner aan die aand voordat hy gekruisig word, hoe hy sy vriende, sy disippels, se voete was, hoe hy vir hulle wys hoe om diensbaar te wees, hoe hy die grootste opoffering maak om aan die kruis te sterf, sodat daar vir elke een van ons hoop en lewe kan wees. Dis juist hy wat ons oplig sodat ons kan asem kry en hy hierdie donkerte moet beleef van die lewe wat net druk. Hy het gekom om 'n nuwe manier van leef en dink in te stel. Dis nie gebaseer op mag en geweld nie, maar eerder op liefde, op vergifnis en op genade, op 'n gee gedeelte. En dis die 4 weke wat ons nou al gekyk het, nou hoe lyk hierdie lewe van hierdie rebel Jesus? Jesus het op baie maniere die verwagting van die samelewing omgedraai. Ons sien hoe die skare al hoe minder word, hoe nader hy aan die kruis kom, hoe nader hy terug aan Jerusalem stap, begin die skare al hoe minder word, hoe minder hulle van hom iets ontvang, die wonderwerke wat hy eers gedoen het, minder word, en die mense begin draai teen hom. Die verwagtinge van die samelewing veroorsaak dat hulle ook opgee, omdat hulle nie meer iets van Jesus kry nie. Ons preek baie keer en ons praat baie keer oor die consumerism wat in kerk ingekom het. Hoe ons nie hou van die harde musiek nie, of nie hou van hoe die prediker dit doen nie, of nie hou van hierdie gedeelte nie, of hoe die warm dit is. So ietsie van my gemak wat begin inkom in my geloofslewe en my spiritualiteit. En Jesus sê nee, dis nie hoe dit moet wees nie. Hy het nie die politieke magstrukture beïndruk nie. Hy het nie gekom om die religieuse leiers te probeer oortuig of eers te respekteer dit wat hulle gedoen het nie. Inteendeel sien ons op 'n stadium waar hulle hom aanspreek omdat hy iemand gesond maak op die Sabbatsdag, waar hy hulle ingestelde wette oorheers en oorgooi en hulle, kom ons gebruik die mooi Afrikaans, cage word geskit. Hulle weet nie wat om met Jesus te doen nie. Jesus het gekom om 'n ander pad aan te dui, die pad van nederigheid, van selfopoffering en van onvoorwaardelike liefde. En dis waarvoor elkeen van ons opsign, wanneer ons sê, ek is in. Jesus, help. Ek gee my lewe oor. Dis waarvoor ons opteken, nederigheid, selfopoffering, onvoorwaardelike liefde. Jesus was 'n rebel omdat hy die status quo bevraagteken het. Hy het die armes en die verdruktes, hy het hulle opgetel. Hy het juis aan hulle gaan raak. Hulle wat deur die gemeenskap uitgeskuif is, die lepers, die siekes, hulle wat 'n naam gehad het, die vrou wat op heterdaad betrap is. En so kan ons deur sy hele lewe gaan. Elke keer dan reik hy uit. Die vrou wat by die put sit, die Samaritaanse vrou. Hy vertel die storie van hoe 'n man wat geslaan word, gehelp word, nie deur kerkmense nie, maar juis hulle wat gehaat is, hoe naaste liefde moet lyk. Nederigheid, selfopoffering, onvoorwaardelike liefde. Dis wat Jesus kom word en kom wys. So, daarom noem ons hom die rebel. Hy het die les van liefde en vergifnis geleer, maar hy het dit ook geleef en hy het dit gewys. Selfs liefde vir jou vyande. Iets wat vir baie van sy tyd ondenkbaar was. Hoe kan ek 'n ander
geloof of 'n ander nasie enigsins lief hê. Dit wat hulle van my geneem het, dit wat hulle van my ontneem het. En ek vind myself daarin. Ek het met die klein groepe gedeel verlede 2 Woensdae terug, hoe ek eintlik nie 'n probleem het met verkeer en mense se optrede in die verkeer nie. Hulle kan maar doen wat hulle wil, maar op daai een oomblik het een persoon my so bietjie geïrriteer en amper veroorsaak dat ek my geloof verloor met my optrede. En dankie tog, niemand van julle was naby aan my in die verkeer nie, want julle sou daaroor geskryf het. En dis net hoe in daai oomblik, ek ken die waarheid, ek weet wat die skrif sê, ek weet wat my optrede veronderstel is om te wees, maar in daai oomblik het ek net laat gaan en gesê, dit kan nie so aangaan nie. En ek wonder hoeveel van ons beleef dit meer gereeld as wat ons regtig wil erken. Hy het nie 'n koning geword met 'n kroon van goud nie, maar hy het 'n doringkroon gedra. Nie as 'n simbool van 'n nederlaag of 'n onderlaag wat hy beleef het nie, maar hierdie doringkroon was 'n simbool van sy oorwinning oor die magte van duisternis, van dood en van sonde. Dis Jesus die rebel. En tog, al het hy teestand en kritiek gekry, het hy nooit opgegee nie. Selfs in die laaste, wat hy saam met sy disippels vra, bid saam met my deur die nag, en hy stap 'n entjie verder in die tuin van Getsemane, en hy worstel met God, en hy vra, as hierdie beker my kan verbygaan, laat dit so wees, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil. Is hy bereid om die dood te oorwin, hoop te bring. Nou dadelik kan jy sê, okay Stefan, dis Jesus. Beteken nie noodwendig dat ek dit hoef te doen of kan doen nie, want ons is gebroke. Maar daarmee wil ek sê, ek dink juis, dis waar ons mekaar kan begin help. So om deursettingsvermoë te hê, om nie op te hou nie, om nie op te gee nie, is eerstens iets wat ek 'n besluit oor maak. Maar dan vat ek hande saam met ander, en ons begin dit saam aanpak. En tog, al het hy hierdie teestand en kritiek gekry, het Jesus net nooit opgegee nie. Dis deursettingsvermoë. Dis nie net iets wat ons in die sport of in die werksplek sien gebeur nie. Ja, dis die ouens wat gewoonlik as suksesvol gebrandmerk word. Iemand wat weer en weer probeer het. As jy dink sommer net aan ouens wat jy ag as sukses. Ergens in 'n garage met ietsie en hy het al hoeveel keer alles verloor en weer probeer en opgestaan. As jy op die sportveld kyk, ons almal ken die stories van ouens wat amper tot op niks gekom het nie, maar net aangehou het, grit gewys het, deursettingsvermoë gewys het, en tog daar uitgekom het. Ek dink ons leef in 'n generasie of 'n kultuur wat net daai een deel van die lewe wil highlight. Dis juist wanneer ons die oorwinning behaal, maar nie noodwendig die geswoeg en die gesweet en die nagte en die deurdruk en die lang ure en die oefening voor die tyd. Dis nie die gedeelte wat op Instagram gewys word nie. Ons sien die oorwinning. Ons sien die kruis. Ons sien nie noodwendig die lyding altyd nie. As hy in Getsemane is, dan sê hy, ek gaan aanhou met hierdie lyding en hierdie pyn, want dis nie my wil nie, maar God se wil. Hy het volhard omdat hy die groter doel gesien het. Hy het geweet, ek is afhanklik van dit wat God my geroep het, God die Vader. So hierdie redding van die wêreld is op sy hart. Hy het 'n purpose. En ek dink dis wanneer ons 'n purpose begin ontdek, wat ons weet, ons is op pad ergens heen. Daar's 'n doel met hierdie pyn, of met hierdie lyding, of met hierdie hartseer. En toe ons oor geloof en twyfel gepraat het, het ons dit vir mekaar gesê, dat baie keer maak goed ook net nie sin nie. Die redding van die wêreld het vir hom sin gemaak. Hy het geweet dat dit nie die einde gaan wees van die verhaal, wanneer hy sy laaste asem uitblaas met Eli, Eli, lama sabachthani, my God, hoekom het jy my verlaat nie? Maar dat dit eintlik die begin is van dit wat kom,
van 'n nuwe koninkryk. Koninkryk wat hy gaan kom vestig. En elkeen van ons wat kan deel wees daarvan, as ons dit kies. In ons eie lewe staan ons dikwels voor uitdagings. Ons staan voor teestand, staan selfs voor teenkanting. Soveel stories wat ek uit besigheidswêreld uit hoor, van mense wat sê, ek kon net nie meer daarmee saamleef nie. Ek kon net nie meer die oneerlikheid hanteer nie. Ek kon net nie meer die onetiese gedeelte hanteer nie. Ek moes iets sê. Ek moes deurdruk. Ek moes staan vir dit waarna ek glo. Maar as ons na die voorbeeld van Jesus kyk, dan leer ons dat hierdie volharding nie net gaan oor die oorwinning van die klein dinge nie, maar dit gaan oor die volharding, gaan ook oor die groter roeping wat God vir elkeen van ons het. Hoe dikwels kom ons in ons lewe op hierdie hindernisse wat voor ons is. En dan het ons keuses om te maak wat ons daarmee gaan doen. Hoe dikwels voel ons moeg of moedeloos om net voort te gaan. Dit wat Madeleine ons vanoggend in die worship help herinner het. Dalk is jy vanoggend op so 'n plek waar jy sê, ek is net moeg. Ek wil net nie meer nie. Staan wanneer ons begin, wanneer ons hierdie moegheid beleef, keuses maak wat nie helder van gedagtes is nie. Wat nie deurdagte keuses is nie. En meeste van daai keuses kom wanneer ons alleen staan en nie saam met ander nie. Oor ons geloof en die vertroue wat ons het in God. Dit is juist dan wanneer die storm, wanneer die water, die golwe al hoe groter begin, omdat ons die verantwoordelikheid op ons eie skouers dra. Jesus was 'n rebel, maar nie die soort wat ons in die wêreld sien nie. Hy was 'n rebel teen onreg. Hy was 'n rebel teen hulle wat haat en gehaat word. Hy was 'n rebel teen geweld. Dit was nie sy manier van doen nie. En hy daartoe volhard tot die laaste asem uitgeblaas is.